Baie welkom by Deponent se dagstukkies. My naam is Henning. In hierdie video fokus ons op Efesiërs 4. Ons gaan by vers 1 stil staan. Jy is ouer gewoonte baie welkom om die hele hoofstuk op jou eie deur te lees. Kom ons maak oop by Efesiërs 4 vers 1. Daar staan: Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Kom ons laat hierdie woorde net vir 'n oomblik in ons gedagtes insink. Kom ons gaan dink vir 'n oomblik na oor ons roeping. In die res van die hoofstuk gaan daar 'n hele klomp antwoorde op hierdie vraag wees. Maar kom ons dink nou eers globaal Bybels gesproke. Wie is die een wat jou geroep het? Want die een wat jou geroep het is die God van die hemel en die aarde wat vir jou kom sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Dink vir 'n oomblik na oor wanneer hy jou geroep het. Hy het jou geroep voor die grondlegging van die wêreld, voordat jy nog enige iets kon doen, het hy reeds vir jou gesê, jy behoort aan my. Dink vir 'n oomblik na oor wat hy gedoen het om hierdie roeping 'n realiteit te maak. Hy het sy eniggebore seun gegee om te sterf, sodat jy nie vir jou eie sondes hoef te sterf nie. En nou kan jy dus na die Vader gaan en jy kan met vrymoedigheid hom dien en volg. Dit is die roeping waarmee jy geroep is. En as jy nou al hierdie dinge in gedagte hou, gaan vra jouself dan die vraag af, wat is 'n waardige manier om hierop te reageer? Nou, my persoonlike ervaring het my geleer dat ons hierdie vraag gewoonlik probeer beantwoord deur na ons Bybelstudie, ons gebedslewe en ons kerkbywoning te kyk. En is goeie goed om na te kyk, maar is interessant om te sien dat Efesiërs 4 hierdie antwoord baie verder vat. Nadat daar nou oor ons roeping gepraat word en dan ons aangemaan word om op 'n waardige manier te reageer, gaan die res van hierdie hoofstuk en sê maar ons moet lankmoedig wees, ons moet sagmoedig wees, ons moet nederig wees. Efesiërs 4 sê hierdie is waardige reaksies op ons roeping. En dan sluit die hoofstuk af met 'n gedeelte oor eensgesindheid in die gemeente. Dit is belangrik. 2 Petrus 1 kom onderstreep bietjie later hierdie selfde gedagte as daar gesê word dat geloofsvolwassenheid gekenmerk word deur broederliefde en naaste liefde. Ons sê dis in wese van mekaar dat jy baie oor teologie kan leer as jy op jou eie is, as jy eenkant is, as jy nie deel van 'n geloofsgemeenskap is nie. Maar dat jy slegs in jou geloof kan groei as jy deel van 'n geloofsgemeenskap is. Daar waar jy geduld en nederigheid en broederliefde en naaste liefde nodig het. Daar waar jy moet werk aan jou eensgesindheid. Dis daar waar jy in jou geloof kan groei. In wese kom sê ons dis vir mekaar dat as ons oor ons roeping dink, dan is 'n waardige reaksie dat ons nommer 1 die Bybel gaan bestudeer en gaan vra, Here, hoe moet ek oor hierdie ding dink? En dat ons dan op daardie manier begin dink. En dat ons stelselmatig begin doen soos wat die Bybel ons leer om te doen. Dit is 'n waardige reaksie op die roeping waarmee ons geroep is. Kom ons bid saam. O Here, ons God en ons hemelse Vader, die roeping waarmee ons geroep is so kosbaar. Help ons om op 'n waardige manier te reageer. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.